Welkom by Fairland Gemeente, die gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar u kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging en kontekstuele prediking vir eie tydse mense. Geniet u tyd saam met die woord van die Here. Goeiedag geliefdes, ek is Dominee Rudolf van die Weshuis en ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, Here baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en saam u woord mag oopmaak en daaruit mag lees. Gee vir ons Here die voorreg om te hoor wat u vir ons sê, maar ook Here kragtige daders te word van u woord. Amen. Geliefdes, ons het nou 'n geleentheid om te antwoord op die goed van die Here deur saam te sing die 168 soos verskyn op die skerm. By die geleentheid wil ek dan vir ons saam lees uit die woord van die Here. Jy kan dit lank oopmaak by Jesaja 7 vers 14. Jesaja 7 vers 14 ons teksgedeelte wat ons gaan lees vanoggend by die geleentheid. Jesaja 7 vers 14 lees as volg: Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons. Die voorspelling van Jesus Christus geboorte 700 jaar voor plaasvind in Bethlehem. As ver blaai in die Ou Testament net 'n paar boeke aan Micha, word dit vir ons meer pertinent 725 jaar voor die geboorte voorspel dat Jesus Christus in Bethlehem gebore is. En so kan ons deurgaan deur die hele Ou Testament, die voorspellings om vir ons aanleiding te gee van Jesus se geboorte. Nou, daar's baie buitengewone geboortes in hierdie wêreld op plaasvind. Ek lees van 'n paar, maar ek wil net twee veel net noem. Ek lees van 'n vrou wat 39 weke swanger is. Sy besluit toe sy wil die Chicago Marathon gaan hardloop. Sy gaan sien haar dokter ondersoek haar en sê sy kan dit doen op een voorwaarde, dat sy baie gemaklik hardloop, draf die eerste helfte van die wedloop en die laaste wedloop moet sy stap en dit so voltooi. Sy en 'n man besluit om dit so te gaan doen en so in die helfte van die wedloop, na 1 kilometer kom sy agter sy het baie erge kraampyne. En sy en 'n man besluit nie, hulle gaan verder stap en die wedloop voltooi. Hulle stap verder en by die eindstryd direk aan na hospitaal toe onmiddellik word die kind gebore. 'n Buitengewone geboorte kan hierdie vrou sê. Ek het sopas die Chicago Marathon voltooi en toe is my kind gebore. Ek lees ook van die swaarste baal wat ooit by geboorte aangeteken is. En dan moet jy nie skrik nie, mooi hoor en sê, het 10
10,2 kg geweeg. Ja, het reg hoor, 10,2 kg by geboorte geweeg. Hierdie baba is in 1955 in Italië gebore, die natuurlike geboorte. In 1982 is 'n baba met dieselfde gewig, naamlik 10,2 kg in Suid-Afrika gebore. Hierdie baba het egter 'n groei-sindroom gehad, bekend as die Weaver-sindroom, wat tot die buitengewone gewig bygedra het. In hierdie geval was 'n keisersnee nodig om die baba te verlos. Dit verwys net om weer te sê dat die interessant is dat die gemiddelde baba by vol kraam mag weeg 2,5 tot 4,5 kg. Nou wat maak die geboorte van Jesus Christus dan so buitengewoon anders? Ek dink wat ons bekend van neem is dat die tydperk van Julius Caesar plaasvind het, net toe die Romeinse ryk in beheer gekom het van die hele wêreld van daai tyd. 'n baie ekonomiese welvarendheid, politieke stabiliteit, ekonomiese groei het plaasvind en die infrastruktuur van die Romeinse ryk wat hulle gebou het was astronomies. Paaie van oor 250.000 myl daai tyd is gebou en geteer en geplavei. Vandag word nog opgrawe en kom ons agter hoe goed hierdie paaie nog steeds is en stand gehou is. Jy kon in daai tyd byvoorbeeld van Indië tot in die einde van Europa, in die ooste van Europa en Engeland, kon jy gaan ry het op baie goeie infrastruktuurpaaie en toegang gehad het om met almal kontak te maak in daai wêreld. Een nasionale taal gewees wat oor die hele Romeinse ryk gepraat het, naamlik Grieks, en dit het bygedra dat inligting oombliklik tot almal se beskikking was. 'n Tyd wat almal graag in wou wees en 'n tyd van stabiliteit, ekonomiese groei en politieke rustigheid. 'n Wêreld wat anders gelyk as vandag en mense het ook toegang gehad tot inligting en hulle kon vry beweeg en rondbeweeg om by mekaar uit te kom. En dit was voordat in hierdie tyd ook dan so 'n hinkering was, veral onder Jode nie, wat hinkering gehad het na iemand wat moet gebore word om hulle te kom red. En hierdie hinkering het al meer posvat by selfs onder die Romeine van daai tyd, dat iemand sou kom om hulle ook te kom verlos, vir hulle beter lewe te kom gee. En dit is in hierdie tyd dat die profeet Jesaja hierdie voorspelling kom maak, dat hier gaan iemand kom wat nie net vir julle 'n politieke vryheid sal kom gee en 'n beter lewe sal kom gee nie, maar vir almal in hierdie wêreld sal kom verlos en 'n beter lewe kom gee. En in hierdie tyd dat die profeet Jesaja die koning kom besoek en vir hom sê, hier is die teken, en weer vertrek, en 700 jaar later word die kind wel gebore, en Matteus verwys dan terug na die geboorte as hierdie woorde in Matteus 7 wat waar geword het. Nou, die naam Immanuel beteken God met ons, en baie mense vra mense, maar waarom is Jesus nooit genoem God met ons nie? So, die titel, dis 'n titel, nie 'n naam nie, wat Immanuel verwys na. Dis soos 'n rugby-speler nie, 'n nommer 6 flank in die term van die rugby is 'n bal soeker, hy moet die bal gaan haal nie. En hy is 'n persoon met 'n nommer 6 op sy rug, hy het 'n naam wat ons man kan identifiseer. Hy het 'n rol om te speel as om balle te gaan haal en loskram. En dis sy verantwoordelikheid na veld. Dis om praat van 'n baljagter. Maar hy is nie 'n baljagter die naam nie, dis 'n titel wat hy vir hom gegee word. En so is hierdie Immanuel ook 'n titel wat vir Jesus gegee is. Hy is die een wat kom woon het onder ons, by ons kom woon het, in ons kom woon het en met ons kom woon het. Maar hy bly Jesus die seun van God. Die gemaaktelike geboorte van Jesus Christus is vir baie van ons die mysteriese ingrype van God om sy verlossingsplan in die wêreld bekend te kom stel. Dit is 'n fundamentele aspek van ons geloof wat deur eeue heen in belydenisskrifte en die kerklike tradisie dan beklemtoon is. Maar hier is 'n groot verskil, my broer en suster. Hierdie kind het gekom net om gebore te word, soos doodnormale geboorte van daai tyd nie. Dit was 'n buitengewone geboorte. Dis 'n maagdelike Maria wat hierdie kind in die wêreld nog bring het. Dis waarom iemand soos Josef staan en hy kyk, sy vrou is swanger, hy weet geen ander daar nie.
en tot hy 'n besoek ontvang het van 'n engel wat hom sê, wees rustig Josef, wat hier gebeur is nie van jou nie, maar is van God wat hierdie dinge bewerkstellig. Dis die Heilige Gees wat dit bewerkstellig het. Dis die eerste keer dat ooit so sal plaasvind, dat daar 'n geboorte van 'n maagdelike vrou 'n lewe sal gee aan 'n kind in hierdie wêreld, enigste keer dat daar plaasvind en nooit weer sal plaasvind nie. So dis die buitengewone omstandighede van Jesus se geboorte. 'n Maagdelike geboorte wat deur die Heilige Gees bewerk is, en 'n kind wat in die wêreld gebring is, nie is 'n normale geboorte om net gebore te word as 'n kind nie, maar met 'n spesifieke taak en roeping om te groei en hierdie wêreld ook te verlos van 'n sonde. Want my broer en suster, oor daai krib in Bethlehem, oor die geboorte, hang daar ook 'n skaduwee van die kruis van Jesus Christus. En dit mag nooit vergeet nie. Die kind het groot geword, hy is gebore om uiteindelik te sterwe vir jou en my aan 'n kruis, om ons te verlos van ons sonde, wat ons nie kon onsself van verlos het nie. Dis die buitengewone dinge van Jesus Christus se geboorte. Die Here het vir ons 'n teken kom gee. Jesaja 7:4 moet sê vir ons, God het vir ons 'n teken kom gee. Hy het vir ons 'n seun gegee wat gebore is. Hy het vir ons ook 'n redder gegee. En ek sal in die volgende tyd op die digitale platform meer aandag daaraan skenk oor wat beteken dit dan dat hy as 'n seun gebore is en ook as 'n redder in hierdie wêreld ingekom het. Maar by vanoggend se geleentheid wil net stil staan. Hy is gebore in Bethlehem. Maagdelike geboorte van Maria, wat buitengewoon was, wat God ook ingryp het in die wêreld om op die perfekte tyd, op die regte tyd en oomblik vir jou en my te kom, sy seun te kom gee. Dis wat Paulus skryf in Galasiërs 4, vers 4, die volgende woorde: maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderwerpe. Dis die ingryp in die volheid van die tyd, waar Jesus Christus ook sy seun gestuur het, op die regte oomblik en die regte tyd is hierdie kind gebore, sodat hy ook op die regte tyd vir jou en my kon gesterf het. Dis die boodskap van Kersfees. Nie net wat ons verwondering staan voor die kind wat aan 'n krib lê in Bethlehem nie, maar ons weet is die volheid van God se tyd dat die kind gebore is, deur God gebore, en hy ingryp om op die regte tyd ook die kind die lewenslig weer te laat sien, sodat hy ook op die regte tyd kan sterwe vir jou en my oortreding. En mag ons dit nooit vergeet nie, mag die krag daarvan ook gaan lewe in hierdie tyd. My broer en suster, hierdie kind wat gebore is, wil ook vir jou en my lewe kom red. En dis wat moet uiters belangrik is, ek en jy ook moet net stil staan verwondering teenoor die kind nie, maar ook hierdie kind se lewe moet aangryp, deel maak van ons lewe, sodat ons op die volheid van die lewe kan uitkom. En dis die groot uitdaging van Kersfees. Het ek en jy hierdie kind aangeneem as ons eie, maar vervul ons lewe so, dat ons ook kan weet, hierdie kind het my lewe kom verander. Mag ek jy ook in hierdie tyd weer so belewe, dat hierdie kind nie gekom het en net gebore is nie, maar die juist ook ten doel gehad het om jou en my lewe te kom verander. En mag dit ons lewe ook kom vervul in hierdie tyd, en mag die geboorte ook weer vir jou en my herinner aan die ingrype van God in sy verlossingsplan wat hy vir ons bewerkstellig het, sodat ons ook by die verlossing van ons sonde kan uitkom aan die kruis waar hy vir ons gesterf het. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, Here, baie dankie vir die kind wat gebore is. Dankie dat dit in volheid van u tyd gedoen is, op die regte oomblik vir ons ook gebore is, sodat ons ook, Here, op die regte tyd u kan ontmoet, om ook, Here, te kan lewe as vrygemaakte mense. Leer vir ons, Here, om ook so vast te aan u, en op te kyk, en ja, Here, uit die krag van die kind elke dag te lewe. Kom seën vir ons in die Kerstyd, geef ons geloofsoë, om op te kyk en te weet, dat u ons verlosser is. Amen. Ons het nou geleentheid om te antwoord op die woordverkondiging deur saam te sing uit lied 488. Lied 488, ons gaan sing soos die woorde verskyn op die skerm, tot eer van die Here, lied 488. Oh
ontvang nou met bidnaar toe ook die seën van die Here en gaan leef in hierdie Kerstyd ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle behoed en bewaar. Die Here sal julle gebede verhoor en julle ook sy vrede kom gee. Sy vrede wat alle verstand te boven gaan. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.